Ons is nou besig met logaritmiese funksies. Logarithmic functions. Okay, first of all, hulle reflekteer om die lyn y is gelyk aan x. Goed, ek herhaal weer, 'n breekgrafiek, eksponensieel is groot in die tweede kwadrant. 'n log van 'n breek, 'n log graph of a fraction is big in the fourth quadrant. The exponential graph and the log graphs are inverses. Fraction graphs cross each other on the line y equals x. Breekgrafieke kruis mekaar op die lyn y is gelyk aan x. Ons skryf 'n eksponensiële grafiek as fx is gelyk aan 1/2 tot die mag x, maar die inverse word geskryf as f tot die mag min 1 van x. En dan is dit log tot die mag 1/2 van x. Hulle reflekteer om die lyn y is gelyk aan x. They reflect around the line y is equal to x. Is dit duidelik? Reg so. Kan ek aangaan? Nogie. Yes, ma'am. En gewoonlik kruis hierdie grafiek die y-as, x, the y-axis at the point 0, 1. Inverse graphs cut the x-axis at the point 1, 0. So you can look at this intercept with the axis to understand which one is a log and which one is an exponential graph by looking where it cuts the x-axis. Okay. Is julle happy met dit? Yes, ma'am. Goed, nou wil ek net nog iets verduidelik. Kan ek aangaan? Ja, Tannie. Ek weet nou nie of ek 'n print screen gemaak het nie, laat ek maar liewer nog een maak. Y is gelyk aan log en onder die lyn 1/2 van x. En y is gelyk aan log tot die grondtal 2 van x. Kan jy sien as jy hom van eksponensieel na log skryf, dan gebruik jy daat jy 1/2 tot die mag x, dan word dit by die log ook so geskryf. Sien julle? En as jy het y is gelyk aan 2 tot die mag x, dan word dit ook geskryf as 2 tot die mag x. Dis hoe jy hom maklik skryf oor in 'n log, nê? Nou wil ek hê ons moet omblaai na bladsy oefening 3.3 toe. En so bladsy 62. Hier het jy nou die eerste een staan eintlik half onduidelik daaronder aan die bladsy. Sien julle?
Kom ons skiep daai eerste een, want hy is baie onduidelik geskryf, nê? As jy nou so vergelyking het 2, ag nou wil die pen nie skryf nie, daar sê. 2 tot die mag 0 is gelyk aan 1. OK. Nou moet jy hom in log vorm skryf. Nou moet jy kyk, jy gaan nou in 'n sirkel werk. Die log van 2 tot die mag 0 is 1. Verstaan julle? Nee, wag bietjie. Ja, dan nie. Nee, ek is verkeerd. Dat ek net om reg maak. Die volgende een is 2 tot die mag 5 is gelyk aan 32. Nou gaan jy sê die log van 2 van 32 is gelyk aan 5. Nou, wat hierso eintlik beteken, hierdie is nie baie belangrik nie, maar as jy 2 as 'n mag van 32 skryf, dan is die mag 5, nê? Nou kom jy by die volgendes wat sê soos die log van 1000 is gelyk aan 3. Nou, wat weet jy nou? Nou weet jy, as daar nie 'n grondtal is nie, is daar altyd 'n grondtal van 10. sien. So 10 tot die mag 3 is 1000. Het julle hom? Wat se nommer het dit dan nie? Nee, dis sommer nou 'n ander voorbeeld, want ek gaan nou net so 'n bietjie vinnig deur. Nou moet jy, hierso het jy geskryf, hier het ons nou geskryf van eksponente na logs. Maar nou gaan ons van logs skryf na eksponente toe. En dis hier wat ons gedoen het. Hierdie omwerking is belangriker. So as jy nou het, as jy bo kyk by 2a op die volgende bladsy, dan sien jy log tot die grondtal 2 van 8 is 3. Nou kan jy uitwerk, wat gaan dit dan wees? Grondtal 2 tot die mag 3 Tot die mag 3 is gelyk aan 8. is gelyk aan 8, en dis waar, nê? Nou kom ons by nommer E. Die log van 16 tot die grondtal 16 van 16 is 1. So wat gaan ons nou hê? Ons begin by die grondtal, wat is dit? 16. 16, dan begin ons sirkeltjie, dan gaan ons na 1 toe. 16 tot die mag 1 is 16. Goed so. Julle nog by my? Ja, dan nie. OK. Nou gaan ek julle iets leer. Log 10 is 1. Log 100 is 2.
log 1000 is 3, log 10.000 is 4. Hoe weet ek dit? Hoeveelheid nulle? Ja, hier is 1 0, hier is 2 nulle, hier is 3 nulle, hier is 4 nulle. Maar wat ons in werklikheid nou gedoen het, what we did in reality is that we know there's a log of 10, 10 to the power of 1 is 10. There's a 10, 10 to the power of 2 is 100. Then 10 to the power of 3 is 1000. There's a 10, when there's no log, there's a 10. So 10 to the power of 4 is 10,000. Het julle hom? Ja, Tannie. Goed. Dan gaan ek bietjie skiep. O, hier is nou aan een wat ek nog vir julle wil wys. Ok, op die oomblik is dit nie belangrik nie, want ek wil nou verder kom. Nou gaan ons aan na bladsy 3. Ons gaan nou aan na oefening 3.7 toe, dink ek, hoor. Goed, kan ons aangaan? Ja. Ok. Moet net hier ook ok, ek sit die nuwe bladsy. Are you still with us, Matthew? Yes, ma'am. If you don't understand something, by alle grafieke moet jy weet, wat is die x-afsnit, wat is die y-afsnit, wat is die spesiale eienskap, en dan die definisieversameling en die waardeversameling. Ons het daai 5 ons nou baie gedoen, hè? En dan is dit om die vergelyking te bepaal. Om die vergelyking van die grafiek te bepaal. To determine the equation of the graph. En die standaardvorm van die loggrafiek is y is gelyk aan log tot die grondtal a van x.
belangrik, né? Mens moet elke grafiek se standaardvorm ken, so hierdie is wat ons nou mee werk. So nou gee hulle vir jou oefening 3.7 op bladsy 76, né? Dan kyk ons na 1A. Is julle met my? Ja, Tannie. Nou in A gee hulle vir jou, hulle sê vir jou, nou hulle gee die standaardvorm, y is gelyk aan log tot die grondtal a van x, en hulle sê vir jou, jy die punt 2, 1. Net so oomblikie. So wat sien jy nou? Wat is x? Wat is 2? Is x en y is 1. So nou sê jy 1 is gelyk aan log tot die grondtal a van 2. Nou werk ons weer in die sirkeltjie. A tot die mag 1 is gelyk aan 2. So a is dan 2. Is dit reg? Nou moet julle gou-gou vir my B doen. Ons kan hom andersom ook skryf as dit vir jou gaan makliker wees. Dan werk die sirkel nou in dieselfde rigting. Het julle? So ons gaan nou sê log tot die grondtal a van x is gelyk aan y en hy gaan deur die punt 9, 2. Goed so. Nou gaan die 9 na die x toe en die 2 gaan na die y toe, né? So jy het nou log tot die grondtal a van 9 is gelyk aan 2. Wat doen jy? A kwadraat is gelyk aan 9. So, a kwadraat is gelyk aan 3 kwadraat, so a is gelyk aan 3. Gaan julle vir my die volgende een doen, nommer C? Ja, Tannie. Sê vir my as julle klaar is. Julle hom reg gekry? Ja, Tannie. Okay, kan ek omblaai? Okay, the next one. Y equals log to the base of a of x, and then you have the numbers 1003.
log to the base of a of 1,000 is equal to 3. So a to the power of 3 is 1,000. Then a is equal to a to the power of 3 is 10 to the power of 3, so a is equal to 10. And the last one, number f, there you have the point 1,000 and -3, and you have log to the base of a of x is equal to y, so you put your x there, your y there. So log to the base of a of 1,000 is equal to -3. So a to the power of -3 is 1,000. Now then it means 1 over a to the power of 3 is 1,000 over 1. Cross multiply. A to the power of 3 is equal to 1,000. A to the power of 3 is equal to 1. Then you divide with 1,000 on both sides. Then you have a to the power of 3 is 1 over 10 to the power of 3. So a is equal to 1/10. Ek gaan vir julle huiswerk gee, né?